Goeiemôre gemeente. Elsa wys my vanmôre dat die kalender wat nog vir hierdie jaar is, sê die erediens vanoggend begin eers 9:30 en ek sê o my, daai tyd is heeltemal verkeerd. So as daar nou mense is wat vanoggend laat instap, dan is ek dankbaar want hulle lees daarom nog die kalender hierdie tyd van die jaar. Dis lekker om vanoggend saam met u te wees. Ek hoop dat julle Kersdag vir julle besonders was, dat julle dit saam met julle geliefdes geniet het en dat julle ook die Here Jesus in julle midde gehad het en mag die Here vanmôre weer verder met ons gaan en mag ek en jy hom regtig diep ontmoet in hierdie erediens. Mag dit alleen om sy eer wees dat ek en jy vanmôre hiernatoe gekom het, omdat die Here met jou en met my 'n afspraak het. Omdat hy wil hê dat die geklank van die evangelie in jou en my midde moet inkom. En mag ek en jy sy naam so groot maak. Om onsself oop te stel, vriende, om ook die Here in ons midde te ontvang. Natuurlik is hy altyd by ons, maar ek sê altyd, jy moet jouself net so bietjie laat fokus op hom, dat jy nie vergeet, hy is met jou nie. Ek gaan vra dat ons dan so bly sit, en as 'n toetrede lied tot die Here gaan ons sing lied 450, terwyl ons sit, sing ons vers 1 en vers 2. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons u heerlikheid kan verwoord u lof besing met 'n aardse stem. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer, eer ons God as majesteit, loof hom tot 'n ewigheid. Woord uit woord, lig uit lig, kom as mens op aarde, bo begrip, bo ons verstand, is u grootheid Heer. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer, eer ons God as majesteit, loof hom tot 'n ewigheid. Dis die belydenis van Dawid wat hy maak in Psalm 62, net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag, hy is my rots en my sterkte, hy is my toevlug. Vertrou altyd op hom, my volk, stort julle hart voor hom uit, God is vir ons 'n toevlug. Die genade van God ons Vader en die liefde van Jesus Christus, die enigste Seun, en die samewerking van die Heilige Gees ontmoet jou en my vanmôre in hierdie plek. Amen. Vriende, ons gaan 'n loflied sing. Einde van die jaar, dink ek nie, daar is 'n beter manier om te weet dat die Here nie net by berge en dale is nie, maar dat hy ook oral by ons is. Ons gaan staan en vers 1, 2 en vers 4 van hierdie lied sing. O berge en dale en oral
alles, my God. Waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God. Waar gedagtes swewe, of styg ook, daar is God. Selfs in hoog verhewe, ja, oor alles, my God. Sy troue Vader oë sien alles van naby. Ons leef uit sy vermoë, word deur sy Gees gelei. Die swaalkies behoed hy, bekleed met gras die dal. Die kleinste wurmpie voed hy, sorg vir die groot heelal. Roem Christen, heel my lewe is veilig in my God. Waar alles my begewe, of waar ek lei is God. Waar troue vriende hande nie red nie, daar is God. Selfs in die doodse bande, ja, oor alles, my God. Die Here praat vanmôre met ons uit Matteus. Jy kan saam met my daar oopmaak, Matteus hoofstuk 2. Ons gaan 'n gedeelte saam lees van vers 1 tot 17. Vers 1 tot vers 17 van Matteus hoofstuk 2. Dis weer eens die geboorteverhaal van ons Here. En die woord van God klink so. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore, tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Hy het toe priesterhoofde en skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied, en noukeurig by hulle vasgestel, wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo op die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien, en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak
en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggereis. Nadat hulle vertrek het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder, vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en om dood te maak." Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek. En hulle het daar gebly tot die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het: "Uit Egipte het ek my seun geroep." Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het: "’n gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil en 'n groot gejammer. Rachel treur oor haar kinders en sy wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie." Dit is die woord van die Here. Kom ons staan, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons staan vanmôre voor 'n geheimenis, want elke keer as ons uit die woord lees, is ons afhanklik van die Gees, om hierdie woord vir ons te breek. Uit menslike pogings, Vader, sal ons dit nooit regkry nie, want die diepte daarvan kan nie deur mense gepyl word nie. Ons het die inspraak van die hemel nodig, en daarom bid ons dat U ons sal ontmoet en dat U ons sal kom bystaan. Dankie vir die woord wat vanmôre na ons toe kom. Dankie dat ons in hierdie laat uur van hierdie jaar by U kan kom wees. En dat ons weer onsself na U toe kan bring met ons eie lewens, ons harte, ons gedagtes, net soos wat ons is. En dat U ons ontvang soos klein kinders in Jesus, en dat U ons vanmôre weer kom skoonmaak. En wanneer ons dan voor U is, bid ons dat die liefde van Christus deur ons sal loop, en dat die leiding van die Gees ons sal vat na plekke toe waar U wil hê ons moet opkom. En dat ons dan ook vanmôre al die eer sal bring aan die een wat vir ons hierdie skrif gegee het, die woord van God self. Kom praat met ons luister in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, dis nou die Sondag na Kersfees. Dis altyd vir my 'n vreemde Sondag, 'n snaakse Sondag om te preek. Want Kersfees is nou verby, 'n nuwe jaar lê nou voor ons. Gewoonlik dan is die gemeente so bietjie leer en die dominee is moeg en die orgelis is nie lus vir speel nie. En gelukkig is ek nou terug van vakansie af en nou Henty speel vanoggend weer wonderlik. So dis daarom nou nie een ding nie, maar dis amper asof 'n ou nou vir jouself wou vra, wat sê ons vir mekaar? Kersfees was hier die hoogtepunt. Ons het saam gekuier, ons het geskenke met mekaar gedeel, ons het die liefde van Christus vir mekaar gegee, en wat nou verder? Dis amper soos om 22 te word, is dit nie? As jy 21 word, is dit 'n hoogtepunt op jou kalender, né? Almal vier jou verjaarsdag en jy skryf hom in, jy onthou dit, jy kry gewoonlik 'n groot geskenk, wink wink, ma en pa, 'n kar of iets. Kyk nou vir niemand nie. Maar 22, wie gaan dit nou onthou? Dis nou maar net nog 'n verjaarsdag.
En dan voel dit vir my, jy gaan nou maar net deur die emotions, okay, wel geluk, jy het verjaar. En dis amper vir my hoe hierdie Sondag tussen Kersfees en Nuwe Jaar baie keer voel. Ons leef nog so bietjie in die feesgebeure. Ons sit op hierdie Sondag met oorskietkos en geskenkpapier wat nog rond lê en hope stapel skorrelgoed wat gewas moet word en jou swaarse grappies wat in die begin van Desember dalk nog snaaks was, is nou nie meer snaaks nie. En dan bring dit my vanmôre terug na dit toe waaroor ons Kersdag gepraat het. Wonder ek by myself, wat is die volle verhaal van hierdie gebeure? Hoe help Kersfees vir jou en vir my om aan te gaan? Hoe help Kersfees ons om die royale, romantiese beeld van Christus wat mens geword het en aarde toegekom het en onder ons kom woon het, hoe help hierdie Kersverhaal vir ons om aan te gaan? Want ek kan vanmôre vir u kom sê, die gebeure net na Jesus se geboorte, die verskriklike baba moord, die onregmatige vergrype na mag, die politieke magsmisbruik van leiers, wil ons nie hoor nie. Ons wil nie hoor dat Herodes wreedaardig al die babietjies doodmaak nie. Ons wil nie hoor dat Josef en Maria terwille van die kindjie Egipte toe moet vlug nie. Want as hulle dit nie doen nie, dan gaan hierdie seun, hierdie Messias, hierdie kind van God doodgemaak word. Eintlik stel hulle dit maar net uit. Maar dit is die gruwelike gedeelte van Kersfees, liewe vriende, wat ons nie wil hoor nie. En ek het gaan soek in die liedboek, ek kry nie liedjies oor daai tyd nie. Dalk is daar sulke liedjies, ek ken hulle nie, ek het hulle nog nooit gesing nie. Ons is eintlik geneigd om so 2 hoofstukke verder te skuif. Ons spring so 'n bietjie daarna die doop toe. Ons begin weer met Jesus wanneer hy in die woestyn in die Jordaanrivier gedoop word, maar alles wat voor dit gebeur, wil ons eerder vermy. Ons wil nie van die slegte goed hoor nie. Dis amper asof Kersdag vir ons net so bietjie ontneem van die wêreld. Asof ons een keer 'n jaar daai een fliek wat ons so lief is voor, ons druk hom in die CD-speler en ons kyk hierdie fliek en vir 'n paar ure vergeet ons net so bietjie van alles wat in die wêreld om ons gebeur. Nou, kan ek vanmôre vir u sê, in 2014, ek wil net gou by die meisietjie se naam kom. In 2014, op die 10de Desember, is daar 'n jong meisie in Pakistan, Malala Yousafzai. Sy word die jongste kind, die jongste persoon ooit, wat die Nobelprys vir vrede wen. 6 dae na dit, op die 16de Desember, val 7 Taliban groepe 'n skool in Peshawar in Pakistan aan. En hulle vermoor 141 kinders. 141 gesinne se lewens verander drasties op een dag. En vriende, dis die wêreld waarin Jesus gebore is. Jy weet, ek kan vanmôre weer vir u die pragtige gedeeltes vertel. Maria en Josef wat moet teruggaan Bethlehem toe vir 'n volkstelling. En dit is nogal 'n ding wat my so bietjie, ek verstaan dit nie regtig nie, want elke een moes teruggaan na hulle geboortedorp toe. So Josef is terug na die plek toe waar hy nie net gebore is nie, maar waar hy groot geword het. Was daar niemand wat hom geken het nie? Was daar niemand in sy tuisdorp, nie 'n familielid nie, nie 'n goeie vriend wat net vir hulle vir die aand wou inneem nie? Dit is vir my so vreemd. Dalk het die familielede gehoor van Maria se swangerskap
en dat dit buiteegtelik was en hulle wou dalk nie daai skande oor hulle bring nie. Dalk was Josef nog nie reg om die boodskap van die engel met sy mense te deel nie, en hy het dalk besluit om dit van hulle af weg te hou. Maar hoe dit ook al sê, hulle land op in hierdie dorpie, en ek kan vir u vanmôre waarskynlik met 'n groot sekerheid sê, toe hulle in daai dorp instap, toe weet almal wie hy is. Want Bethlehem is nie 'n groot dorp nie. Hy's die helfte kleiner as Kroonstad. Julle imagine hoe die kinderstories daar geloop. Almal het van mekaar geweet. En toe hulle die aand soek vir 'n slaapplek, is daar net 'n ou herberg wat agter in sy erf in 'n stal vir hulle plek gee. Waarskynlik was dit 'n grot. En die aand toe Jesus gebore is daar nie 'n pediater nie, daar's nie 'n ginekoloog nie, daar's nie 'n vroedvrou nie, dis nie higienies nie. Jesus word gebore, 'n uitgestotene. Hy word gebore as 'n wegloper, as een wat moet vlug. Dis die ware verhaal van Kersfees. En na sy geboorte daag net so 'n paar mense op vir hierdie ongelooflike gebeurtenis. Paar skaapwagters wat eintlik maar deur die wêreld vergeet is, en dan 'n paar vreemde gesigte uit die ooste. Ouens wat toorkunste gedoen het en wat die sterre gelees het en wat mense se lewens se toekomste voorspel het, voorspellers. Wyse manne. En ek wonder hoe wys was hulle regtig, want hulle gaan na Herodes toe. Hulle gaan vra vir Herodes, waar is die nuwe koning gebore? Hoe stupid kan jy wees? Hoe gaan vra jy vir 'n wêreldse koning oor 'n hemelse koning? Hulle sit Herodes op die spoor van hierdie seun. Dis die ware verhaal van Kersfees. Hierdie Talibanne wat hierdie skole aangeval het. Ek en jy wat vanmôre in 'n wêreld sit waar gesinne opbreek. Ek en jy wat vanmôre in 'n wêreld sit waar 2025 vir baie van julle nie 'n lekker jaar was nie. Geliefdes aan die dood afgestaan. Jy het dalk siek geword. Ek en jy hoor daagliks van kindermoorde, bende geweld. Ons hoor daagliks van kapings, motorongelukke. Die wêreld waarin ons leef is nie rooskleurig nie, en dis nog allermins ook rooskleurig gewees in Jesus se tyd. Ek lees nou die dag 'n ou wat weer vir ons praat, hy praat oor Kersfees en hy sê, die een ding wat ons moet onthou van Kersfees, is dat ons vir Jesus in Kersfees moet hou. En ek stem met hom 100% saam, maar daar's een ding wat ek en jy vanmôre vergeet, en dit is dat ons Herodes in Kersfees moet hou. Want die een kant van die verhaal is die verlosser, die Messias, die redder wat vir die wêreld gebore is. Aan die ander kant lewe ons met die realiteit van 'n bloeddorstige regerder, van 'n wêreldsisteem wat sy mense val, wat net uit is om die staatskas vol te maak, net uit is om hulle self te verryk en op almal trap om daar uit te kom. Want dit is die geboorte van Jesus. Hy bedreig die regerings. Hy bedreig die sisteme. Hy bedreig die wêreldse stelsels wat gemaak is om mense te verryk. Want Jesus dryf direk in teen die onmin en die onregverdigheid wat in hierdie wêreld vir jou en my gelees. Daarom, liewe vriende, is daar vir jou en my vanmôre goeie nuus die Sondag na Kersfees. Die Here weet in wat se wêreld jy leef. Die Here weet in wat se wêreld ek leef. Hy weet in wat se streek, en wat se provinsie, en wat se land, en wat se deel van die kontinent ons is. En dis die goeie nuus van Christus. Want God beliggaam homself met 'n mensevel, en hy word gebore in hierdie stikkende, verlore, vergaande wêreld. En wat kom doen hy? Hy kom sê vir jou en my, dat ek en jy, ek het vroeër jare
Een van my beste kollegas was MG altyd van Noord. MG het gesê, die dag as jy 'n Christen word, gee die Here vir jou 'n paspoort. En daai paspoort sê vir jou, dat jy nie 'n boerling van hierdie wêreld is nie. As mense daai paspoort sou oopmaak, sou hulle sien, jy's 'n boerling van die hemel. En jy visit net, jy is net hier op besoek, jy hou net gou vakansie in die wêreld, totdat jy weer moet terugkeer huis toe. En dis die boodskap na Kersfees. Wat was die ou, wat hierdie liedjie geskryf het? Nou het ek hom verloor. Syweersdag, hy het Syweersdag geskryf. In 'n geval, dit was in 1990 'n baie groot treffer. En in 1990 bereik hierdie liedjie die top 10 charts van die tyd. En dit was 'n ongelooflike groot lied. En dit het gegaan oor Kersfees. En toe hulle hierdie lied 'n video van maak, toe word dit ook 'n groot videotreffer. By een oggend op die radio, toe staan 'n omroeper. En hy is toe baie ontsteld oor hierdie video. Want hy sê toe, hierdie video en hierdie liedjie is mooi, maar dit sê niks van Kersfees nie. Daar's nie 'n kersboom nie, daar's nie sneeu nie, daar's nie 'n ou in 'n rooi pak nie, daar's nie persente onder 'n boom nie. Hy sê toe, eintlik dink hy hierdie liedjie het niks met Kersfees uit te waai nie, en ek stem toe saam, want ek dink nie, dit is waaroor Kersfees gaan nie. Kersfees gaan oor 'n God, wat in die spore van hierdie wêreld kom stap het. En liewe gemeente, toe Jesus langs die kuste van die Palestynse Dooie See loop, toe loop hy vissermanne raak. Oukies wat deur die wêreld vergeet is. Ouens wat dit nie in die sisteme van die range van rabbi wees gemaak het nie. Wat maar teruggeval het op die nering van hulle paas. Wat maar net 'n ondankbare werk soos visserswerk gaan doen het. Jesus loop daai ouens raak. En hy roep hulle op die strand en hy sê vir Petrus en sy boetie Andreas, kom volg my. Hulle los hulle net daar. En hulle stap agter Jesus aan in hierdie stikkende, vuil wêreld in. En as jy Johannes 1 gaan lees, dan lees jy van 'n ouetjie wat daar onder 'n terpentynboompie wegkruip vir die son, want die son brand sy kop, seker maar omdat hy bles was. Vir Thomas se boetie. En die Here Jesus sê vir Thomas, gaan roep jou broer om my te volg. En dan vra Thomas, Here, waar is hy? Dan sê hy sit daar onder die terpentynboom. Hy kruip weg, Nathanael. En dan gaan haal hy vir Nathanael en dan volg hy vir Christus. En dan as hulle by die tempel kom, sit daar 'n tollenaar, wat die mense uitbuit, wat al die moeilikheid in die wêreld veroorsaak. Hy vat hulle geld en hy sit 'n klomp van daai geld in sy sak. Sy naam is Levi. En Jesus ontmoet hom by die ingang van die tempel. En hy sê vir hom, wat doen jy, Levi? Hy sê, ag, ek probeer maar 'n bestaan maak. En die Here Jesus sê vir hom, jou naam sal Matteus wees, volg my. En dan volg Matteus vir Christus. Want jy sien, in die skaduwee van die krib, lê daar is 'n pad Egipte toe, en van die pad Egipte af lê daar 'n pad terug na Israel toe. En in die skaduwee van Israel lê daar 'n wêreld soos joune en myne. Mense wat nie voel hulle is goed genoeg nie. Mense wat nie voel hulle is slim genoeg nie. Mense wat nie dink hulle is die moeite werd vir die Here nie. Mense wat voel dat die hele wêreld hulle al versaak en verlaat het. Want ek en jy is so verblind. Ons is so bedwelm met die godsdienstigheid van Kersfees, dat ons die realiteit daarvan verloor. Dat ons ten spyte van die mooi gedeelte van Kersfees vergeet van die slegte deel. Dat daar vanmôre mense is wat alleen moes Kersfees hou. Dat families dalk na hierdie jaar nooit weer met mekaar gaan praat nie. Dat ek en jy met ons verbrokkelde hande verhoudings deur ons vingers laat glip. Dat daar vanmôre 'n vrou is wat geskei is
En sy weet nie hoe om die seuns of die dogters se besoektye in hierdie tyd te balanseer met haar en haar ex-man nie. Dis die wêreld waarin Christus gebore is. Dis die wêreld waarin ek en jy lewe. En dis die wêreld waarin Kersfees gevier word. Want die Here kom vanmôre en hy kom sê, ek het hierdie wêreld oorwin. Hou julle moed. Op hierdie Sondag na Kersfees, stap die Here in die strate van jou lewe. En stap die Here in die strate van my lewe. En hy kom sê vir ons, julle hoef nie die legkaarte op te tel, wat so rondom julle lê nie. Ek sal julle prentjies aan mekaar sit. Julle hoef nie. Daar's 'n gediggie van Retie van Niekerk, ek het hom so vinnig opgetel, en ek wil graag dan met hierdie gediggie afsluit. Dit is vir my so 'n hartroerende gedig, die gedig is Kersfeesdrome, en die gediggie loop so, pakke persente onder elke boom, elke persent iemand se droom, blink papier sneeuvlokkies, Vader Kersfees van blik, plastiekklokkies, dennenaalde van 'n uitheemse boom wat vergete vrek, geskeurde geskenkpapier, leë bokse, batteries not included, dit is volbring, en Kersfees maak sin. En ek gaan dan vanmôre vra, as jy dit saam met my glo, dat God vir jou en my nie in hierdie wêreld los en versaak nie, dat ek en jy sal opstaan en ons geloof sal bely. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Kom maar sit. Kom ons bid saam. Dit is die belydenis van ons harte, Vader, dat daar in elke donker hoekie van die wêreld 'n lig deurbreek, hoop vir ons gebring word. Want Here, U ken hierdie wêreld waarin ons leef. En ons kom bid vanmôre, Vader, vir elke een wat na Kersfees glad nie uitsien na die nuwe jaar nie. Vir hulle wat vrees en wonder wat gaan nog vir hulle voorlê. Kom lê ons onsself ook voor U neer, en ons kom bid, Here Jesus, dat ons hand in U sin sal plaas, want ons wil nie een tree sonder U gee nie. Lei vir ons in hierdie stikkende wêreld om altyd ons oë op U gefestig te hou, want U is die een wat dit heel kan maak. En as U dan nie die wêreld verander nie, Here, verander dan vir my. Help my om anders te kyk. Help my om nuut te glo. Help my om op 'n nuwe manier die hoop te gaan wees vir hulle wat nie het nie. En ek mag dit net vra, want uit ons eie, Here, is ons niks.
Ons vra dit alleen in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Daar's geleentheid om u dankoffers te gee. Dierbare Vader, ontvang dan hierdie dankoffer vanmôre as 'n goeie gawe uit ons harte en uit ons hande vir die werk van die koninkryk in die wêreld. Gebruik dit tot u eer alleen en help ons ook om die onderskeiding daarvoor te hê, om te weet waarvoor dit gebruik moet word. Ons eer u daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, die wat nou hierdie week verjaar, dis nou soos hulle wat 22 word. So, ek gaan gou dit lees. Mag dit vir julle 'n besonderse week wees. Vanmôre verjaar Jan Heymans. Ek het nie die Heymanse gesien nie. Dan maandag verjaar Desmond. Geluk Desmond, lekker om 22 te wees. Mag dit 'n mooi en 'n geseënde jaar vir jou wees. Dinsdag Kiana de Plooi en FG Meiburg. Ek het hulle nie gesien nie. Donderdag Anna Fleming, Susan Meiburg en Marieta Watt. Ek het vir Susan gesien. Baie geluk Susan. En Karin, is dit daar's Marieta. Ek het gewonder of sy hier is. Baie geluk ook aan julle wat dan hierdie week donderdag verjaar. Elsa, jy moet nie vir Susan vergeet nie. Daar is sy by jou. Vrydag verjaar Himan Wessels. Jaco, gee sommer vir Jolly. Himan se, is hy in die moederskamer? O, hy is daar. Kry by jou pa jou chocolate, hoor. Sjap. Saterdag Marinda, Kronje, Kobus de Jong, Fritsie de Jong en Koos Erasmus. Ek het hulle nie gesien nie. Dink asseblief aan my, julle. Saterdag is my en Retsie se huweliksherdenking en ek het nog nie 'n geskenk vir haar nie. So, dink asseblief maar aan my. 17 jaar se getroude lewe, wat 'n geseënde tyd in ons lewens. Maar ja, vir julle wat verjaar, mag dit 'n wonderlike tyd wees. Dan net 'n herinnering, Woensdag aand het ons 'n middernagdiens. Dit is gewoonlik 'n stildiens.
Daar word nie groot gesing nie, ons het net 'n boodskap wat gebring word, so ons nooi hulle uit 11:30 om hiernatoe te kom. 12:00 lei ons die klokke vir die nuwe jaar, en dan loop ons saam met die Here Jesus die nuwe jaar in. So almal van u is hartlik welkom Woensdag aand om 11:30. Neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees meer en meer. Ons gaan hierdie slotlied saam sing, al 5 die verse. Neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees meer en meer. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na u wyse. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in u goeie werk. Neem my voete, skoeiel Heer, met bereidheid tot u eer. Neem my stem en laat my sing, aan u Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, ons sal vind wat na u vra. Neem my goud en silwer Heer, niks noem ek my eie meer. Al my kennis en verstand, stel ek in u Vaderhand. Maak my hart vir u tot troon, deur die Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na u wyse raad. As ek en jy op hierdie laaste Sondag van die jaar voor die Here is, weet dat hy voor jou is, om elke dag hierdie pad vir jou te wys. Weet dat hy agter jou is, om die bose van jou af te keer. Weet dat hy onder jou is, om jou te vang as jy sou val. Weet dat hy bokant jou is, om al sy seëninge op jou uit te stort. Maar weet ook dat hy binne in jou is, om deur sy Gees jou lewe te rig en jou te lei. Amen.